sê. Dit sê Jesaja, dit sê Joël, dit sê die Nuwe Testament. Dit is waar Jesus dit vervul het. In so 'n mate dat Paulus dan in die res van die Nuwe Testament begin die mense dan vertel van hierdie Jesus wat nie net gebore is nie, maar wat geleef het en op die ou einde die kruisdood moes deurmaak om die prys te betaal vir elke mens hier op aarde. Vir jou en vir my vandag hier, jy en ek, saam met mede-Christene oor die hele wêreld. Ja, hy het vir ons gesterf, maar nie net vir ons nie. Hy het vir elke mens in die 9 iets biljoen mense wat daar is, het hy die prys betaal. En wanneer ek dan kyk, dan hoor ons die storie hoe die vroeë kerk nie kon ophou om te vertel van die boodskap wat hulle ontvang het, wat hulle by God uitgebring het, in 'n verhouding dat hulle met hom kan praat. Hulle hoef nie met allerhande offers te kom en groot te doen nie, hulle kan maar net kom soos hulle is. En dit maak nie saak hoe jy bid nie, jy kan bid soos die tollenaar en op jou bors slaan en net skree praat, of jy kan met hom praat, soos wat Jesus gebid het, of soos wat Paulus gebid het. Verskillende maniere, wees net jouself. Ek is tans besig om deur van die psalms deur te werk, en ek is nou net klaar met Psalm 88, wat 'n lament is, 'n klaaglied is. En dan tussen dit sien ek eintlik hierdie man met dit waaroor hy kla, en ek kan sê ek het begrip vir jou. Ek het begrip vir jou. Want ek sien ook in jou wat dit skryf. Jy deel jou lament, jou klaaglied met God. Jy hoef nie net mooi praatjies te praat nie. Jy kan met hom praat en vir hom regtig sê hoe jy dink, hoe jy voel. En weet jy wat? Jesus het dit vir jou en vir my moontlik gemaak. Dis die kosbaarste geskenk wat God ooit vir ons kon gegee het. En dit sê 2 Petrus 1, vers 3 en 4 vir ons, dat God het vir ons die kosbaarste en die allergrootste gawes gegee. En dit kos jou nie 'n sent nie. Dit kos jou niks, behalwe om te sê, ek wil daai geskenk aanvaar. Ek wil dit vat. Ek wil dit myne maak. Ek weet hulle het twak, maar jy het nie een nie. Wat moet sy doen? Sy moet dit vat. Sy kan dit daar op die bank los as sy wil, maar sy kan hom vat. Sy kan dit haar eie maak. Sy kan daarna gaan luister. Dis wat 'n mens doen. God gee 'n geskenk, en jy en ek moet dit vat en aanvaar. Ons het soms soveel verskonings wat ons maak. Om te sê, maar ek leef nog nie reg nie, of ek is nog nie gereed hiervoor nie, of ek het iets gedoen waaroor ek dink nie God kan my vergewe. Man, God kan enige sonde vergewe. Die enigste wat hy nie kan vergewe nie, is as jy nie daai geskenk ooit gevat het en jou eie gemaak het nie. Dis die enigste. En dis die Nuwe Testament se boodskap. Vir jou te sê, God het sy kosbaarste, sy enige gebore seun gegee vir elkeen hier op aarde. Allergrootste gawe, jy doen dit nie alleen nie. Hy het die Heilige Gees gegee. Dieselfde Gees wat daar in Christus was, wat hy op aarde geleef het, tussen al hierdie mense, Jan Alleman geleef het, daai selfde Gees, dieselfde Gees wat hom uit die dood opgewek het, is in jou en my. Dis nie maar net sommer 'n gees of 'n bietjie krag nie. Dis die krag van die almagtige God
wat aan jou en my gegee is. Weereens, dit vra jou om dit te vat en joune te maak. Te sê, ja Here, ek wil dit hê in my lewe. En dit is dan wat die Nuwe Testament betref. Dis die veelsidige kant so ver van God se geskenk vir jou en my. En dan kom die kerkgeskiedenis, en deur eeue kom dit aan, en verander die manier waarop die kerk hierdie boodskap uitdra. En hou ons op verskillende maniere kerk, of ons hou op verskillende maniere Kersfees, en daar kom tradisies by, gebruike, soos wat ek hiernatoe geluister het, luister ek na 'n paar mense wat praat oor die gebruike binne in hulle familie, hoe hulle Kersfees vier. Sommige was baie duidelik Christelik, ander was, mens kan nie dink dat daar iets is nie, maar ek kan hulle nie oordeel nie, hulle vier Kersfees. Kersfees wat gevier word in lande waar Jesus Christus eintlik nie eers verkondig mag word nie, waar daar vervolging is van Christene. Selfs in Bethlehem is die Israelies nie so baie vriendelik teenoor die Christene in Bethlehem, wat daar die geboorteplek van Jesus en sy geboorte vier nie, en Christene wat dan soontoe gaan. Maar tog word dit daar gevier. Bring ons by vandag, 2025. Jy en ek, wat God se geskenk al aanvaar het, jy en ek wat leef vanuit sy krag en sy liefde. En ons sit met 'n boodskap. Ons sit met 'n geskenk wat ons hier het. Ons het dit klaar gevat. Dis ons sinne, joune, myne. Nou wat maak ek met die geskenk? Jy kan hom in daai mooi pakkie hou. En sê, ja, ek het hom aanvaar, hy is myne. Ek sit hom daar op my bedkassie en ek hou hom daar. En ek kyk so nou en dan na die geskenkie en ek sê, dis 'n mooi geskenkie. Maar ek het nog nie die inhoud gesien wat dit is. Wat is binnekant? Wat is alles daar vir my? En dit is nou wanneer jy daai pakkie begin oopmaak, en jy begin kyk na die veelsidigheid, en jy begin kyk, hoe kan ek Jesus Christus ontdek in die Ou Testament? Hoe kan ek Jesus Christus ontdek as mens wat hy hier op aarde geleef het? Hoe kan ek hom ontdek vanuit die vroeë kerk? En dan om te gaan kyk, hoe het hy in my kerklike tradisie, of met mede-Christene met wie ons saam bid, hoe vier ons sy geskenk? En wat maak ons met daai geskenk? En dit bring my weer terug by my heel oorspronklike gedagte. Die veelsidigheid van hierdie geskenk is nooit net 'n ontvang, of net 'n gee van God se kant, en ek ontvang, en jy ontvang, en ander mense ontvang, en die hele wêreld ontvang, net van God nie. Die waarde van 'n geskenk lê in die, nie net ontvang nie, maar om soos God ook hierdie weer te gee vir iemand anders. Ja, soms is dit moeilik, want jy kan nie altyd daaroor praat nie. Jy kan dit ook nie altyd wys nie. Maar jy kan ook nie net aanhou, net bid nie. Soms vra die Here van jou om net ietsie te doen. Net ietsie kleins. Iets wat jy het om te kan doen. Iets wat jy kan gee. En ek sê altyd, die liefde wat ons van God gekry het ons dit nie verniet gekry nie. En hoe maklik is dit om eintlik iemand lief te hê? Ek het al baie keer in hierdie gemeente gesê, die Here vra nie dat jy van almal hou nie. Maar die Here vra van jou om almal lief te hê. En die verskil is dit, jy kan vriendelik optree. Jy kan geduldig wees. Jy kan jouself nederig hou. Of nederig word. Jy hoef nie ander se kwaad
teen hulle te hou nie. Net soos wat God jou sonde vergewe het, kan jy iemand anders ook vergewe. Om lief te hê is nie so moeilik nie. Want jy doen dit nie uit jou eie krag nie. Jy kan altyd weer vir die Here sê, Here, ek weet ek moet dit doen. Gee my die vrymoedigheid. Selfs Timoteus het bietjie van sy vrymoedigheid verloor en Paulus sê, blaas dit aan. 2 Timoteus 1, vers 6. Blaas daai vuur weer aan deur die krag van die Heilige Gees. En daai krag is nie maar net sommer. Die Heilige Gees is nie maar net sommer nie. Dis krag en liefde en in die ou King James vertaling 'n sound mind, selfbeheersing. En dit gee jou weer vrymoedigheid. Here, ek kan dit nie uit my eie krag doen nie. Geef my die krag, geef my die liefde en geef my daai gesonde verstand om nou teenoor hierdie mens so op te tree dat hulle net ietsie van U in my sal raak sien. En so word die geskenk in sy veelsidigheid na jou en my gebring, net weer eens in hierdie dag. Wanneer jy kyk na 'n geskenkie, indien jy geskenkies kry, ja, raai maar wat daar binnekant is, om jy nie vergeet van die grootste en die kosbaarste geskenk, wat jy vandag weer net herinner word, waar jy ook al iewers in jou lewe Jesus Christus aangeneem het, as jou verlosser en saligmaker, het hy jou die reg gegee om kind van God genoem te word. Dit maak van jou royalty bo enige ander koningshuis in hierdie wêreld. Jy is deel van die goddelike koninkryk van God. En as dit vir jou belangrik is, as jy daai geskenk nie net vir jouself wil hou nie, gaan deel dit uit. Ek kom terug net na my CD's, ja, ek gee dit gratis. Ek het laas toe ek hiernatoe gekom het ek 'n klomp uitgedeel. En toe hoor ek, maar daar's mense soos met die nagmaal oorgeslaan. En dit ek sê, ek bring weer vandag. So ek gee dit met 'n groot liefde. Jy kan meer as een vat. As jy dit wil uitdeel, deel dit uit. Dit gaan nie vir my oor iets anderste as net simbolies van die boodskap vandag. Dis 'n veelsidige geskenk wat jy en ek van God ontvang het. Kom ons word stil en bid ons saam en dan gaan ons 2 liedere ten slotte sing en dan gaan ek afsluit met die seënbede. Hemelse Vader, ons sê weer vir U baie dankie. Dat U in U groot liefde en U genade uitreik na elke mens hier op aarde. Elke mens wat ons hier mee skouers skuur. En of dit nou by die kerk is, by die werk, skool, universiteit, ander colleges, enige plek in die wêreld waar ons vakansie hou, Here, dat U uitreik na daai mens met dieselfde liefde wat U na my en ons uitgereik het. Here, mag ons bewus raak van die groot, kosbare geskenk wat ons van U ontvang het. En dat dit nie is omdat ons gebore is in 'n Christelike huis nie. Want soos die woord gesê het, ons is dit nie van nature nie. Maar ons is deur die Gees gebore, weergebore. Help ons in hierdie dag, in die tyd en die jare wat voorlê. Berei ons harte voor om hierdie geskenk nie net te waardeer nie, maar dit uit te deel en groter waarde uit die geskenk te kry. Kom seën een en elkeen met U liefde, met U vertroosting, met U bystand, met die krag van die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons hierdie 2 liedere.
voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkore wil ons ook juig en sing. Ons Heiland is gebore, dit sy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom daal hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, geëis hy ons sy seun. So word hy ons verlos, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Nou kom ons vat daai goeie tyding en ons straal dit uit na die buite toe. O die goeie tyding, o die blye tyding, helder klink dit met Kersfeestyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan almal jubel die zaligheid. O die goeie tyding, o die blye tyding, kom met krag in die Kersfeestyd. Hy die hemelkoning maak by mense woning. Hy gebore in die volheid van die tyd. O die goeie tyding, o die blye oor ons dis Kersfeestyd. Blye jubelkore, loof die kind gebore. Juig mensdom, so tot in ewigheid. As jy nie by die saal wil aanhardloop nie, hier is CD's hier voor, so jy kan net kom vat en gaan. Nou, vir die res van julle, ek hoor daar is koffie en daar is blykbaar vrugtekoek. Ek is mal daaroor, okay. So, kom ons bid, ek gaan die seën vir julle uitsing, soos altyd. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Heer sal tot jou redding kom en jou genadig wees. Die Heer sal jou gebed verhoor
en jou sy vrede gee. Die genade van ons Here, die liefde van ons Vader, die gemeenskap met sy Gees, is met jou vir ewig. Amen. Hy is met jou vir ewig, ook in 2026. Amen.